Ons is by die nuus. Breaking news. Ja. Ons het nog ons 3 puntjies. Ja. Drie nuuse. Ja. Ons gaan dit nou so doen. Ons het part 1, part 2, finish fights, coming fights en net die nuus. Net as dit iets interessant is. As daar net crap is, dan sê ons niks. Kyk hy nuusvideoetjie vir 'n nuus. So kort nuusvideoetjie. Dan weet jy wat gaan aan. Dan weet jy wat gaan in die wêreld aan. Okay, maar ons die eerste stukkie nuus, Conor McGregor, hy moet nog altyd daar wees. Ons het letterlik seker elke week kan ons iets van hom sê. Maar okay, hy is nou 'n mede-eienaar van BKFC, wat is Bare Knuckle Club seker of Championship. Ja. Ja, wat hy's soos obviously dit het nog steeds die main owner. Ek weet mos nou nie hoe dit werk het hy aandele gekoop of wat ook al. Hy's nie soos die co-owner dat dis hy en die ander ou wat dit besit nie. Dat hy's een van die owners. Soos hulle dalk is hy 'n aandele. Hy sit by die tafel. Ja, hy sit by die big boy tafel. Ja. Maar soos al het hy 'n kleiner aandeel, die owner van die plek, ek kan nie die man se naam onthou nie, maar hy sê Conor bring baie na die sport. Ek meen hy bring die name recognition en Conor het homself gebou as 'n global superstar. Hy weet wat om te sê, hy weet wat om te doen, hy weet wat is entertaining, hy ken die game. So hulle wil hom obviously nie net vir sy naam gebruik nie, maar vir sy marketing capabilities en vir sy expertise. Ja, en net 'n side note dan is ek klaar met die Conor ene. Daai man sê die eerste keer toe hy en Conor praat, toe's hy so opgewonde, hy bel sy vrou en sê Conor just called me and we talked goed. Hy sê now I can't get rid of the guy. He calls me 10 times a day en hy kom met voorstelle. Ja, maar ek meen Conor is nou so opgewonde en invested in dit en hy gee vir hom ons moet dit doen en ons moet dit doen, maar hy sê hy love it want dit vat die besigheid vorentoe. So ja. Nice. Good on him. Arme Dyna poep seker in sy broek, maar dis goed. No, you moron. Ja. Okay, dan Mike Tyson en Jake Paul se fight. Wanneer is dit ook by Junie? Ja, kan nie onthou nie. Dis nog 'n entjie weg, so ons worry nog nie daaroor. Okay, maar dis nou gesanctioned as 'n professional bout. So dit gaan 'n fight wees. Dis gaan op hulle records kom. Solid fight. Ja. Supposedly, want ek gaan nou sê dis sanctioned as 'n pro bout, ek dink deur die Texas Commission of something. Okay. Dit gaan reflekteer op hulle records. 8-2 minuut rondes. Okay. Waar gewone fights 3 minuut rondes is. Nou headgear, dis fine. 14 ounce gloves. Gewoonlik is dit 10 ounce gloves daar rond. Jy spaar met 14 ounce gloves en werk jy heavy bag. En dit wys jy op die records, maar nou wat vir my snaaks is hulle sanction dit as 'n pro bout. 'n Pro bout moet 3 minute rondes in hê. Hierdie ene het 2 minute rondes. Dit moet 10 ounce gloves aan hê. Hulle het 14 ounce gloves. Headgear fight hulle anyway nie meer in amateur fights. So volgens my is die nie 'n flippin pro fight nie. Die enigste ding wat pro hier is dit gaan van die pro rekord af. Maar ek meen ek het nie 'n pyn daarmee. Ek worry nie oor die reëls nie. Dis net vir my snaaks dat hulle sê nou dis nou 'n pro bout, maar hulle maak die pro reëls soos wat hulle dit wil maak. Hulle kan net sowel sê jy mag skop ook, maar dis 'n pro boxing match. So ja, net interessante nuus. Is pro en as Jake Paul geknockout word, is dit sy eerste knockout op sy rekord. En wys is 'n knockout in sy naam. Maar kom ons kyk maar. Okay. En dan Better BF teen Bivol se match is gepostpone. Dit is erg. Injury, nee, Better BF. Ja, ek dink hy het sy knie seer gemaak of iets soos dit. Nou beteken dit nou hulle gaan nou later fight. Is daai
kaart nou nog aan. 5 versus 5 gaan aan, al die fighters is reg, hulle is So hulle gaan seker nou nie dit die main event, die main fight maak. Ek weet nie, ek hoop en bid ou Turkey kan iets daar uit sy tilband. Jy kan nou nie sê uit sy hoed uittrek Uit sy nie. Hy tilband kan uitdraai. iets uit sy doek uittrek en en 'n cool fight maak of wat ook al, maar ja, dis nou maar ongelukkig so. O, en dan is daar laaste stukkie, ek het gelieg toe ek sê dis net 3. Ek sien nie aan my kant is nog iets. No. Net op grond van wat ons vroeër gepraat het van Anthony Smith se win. Hy en Alex Pereira het mos beef met mekaar. En hy het mos nou vandag gewen in Alex Pereira want Alex is kwaad vir hom want hy sê Alex het nie 'n ground game nie. Hy's 'n exceptional striker, maar hy het nie goeie ground game nie en dit kan exploit raak en hy sê hy's verbaas die level of sukses wat Alex Pereira bereik met so 'n swak ground game. Maar hy sê dit nie beledigend nie. Hy sê hy's verbaas. Dis amazing dat hy dit reg kry, maar jy weet mos nou dit is hoe dit is vir hom. Ja, maar jy weet mos nou hoe's fighters. Nou sê hy, hoe weet jy ek het 'n swak ground game en ek het 'n black belt. Precies. Question jy dit wat ook al. Toe gaan Pereira en hy challenge vir Smith in 'n video en hy sê vir hom ek sit $50,000 op die tafel, 'n 50k. Ons gaan in die UFC PI, ons doen 'n 5-minute round. Ek begin op die mat, ek sal sit in die middel van die octagon. Jy kan agter my sit, my back vat, hooks in. Ek weet nou nie hooks in of dit nou onder sy arms is. Ek kan nou nie dink dat dit al klaar net onder sy arms deel. Ja, seker laat hy hom vashou, hooks in. En hy sê, if you choke me out within 5 minutes, you get a 50k. And if I get up, you give me 50k. Soos hy sê, as ek na 'n minuut opstaan, dan skuld jy my 50k. Hy sê maar as jy my uitchoke, choke jy my uit, dan vat jy my geld, dis reg. En toe sê hulle in die post-fight, toe sê die mense vir Anthony Smith, en hy sê, what? How does it work? Can I sit at the back of wat ook al? En hulle sê, will you take it? Toe sê hy, yes, I'll take his 50k off of him. En toe sê hulle, but will you submit him? Hy sê, I get the underhooks in, we start like that. Hy sê, yes. Toe sê hy, yes, I'll choke the, kom ek sê maar soos 'n laken, I'll choke the sheet out of him. Maar was so snaaks gewees en toe, so ek wil dit sien, yes, ek wil dit sien. Imagine hy choke vir Pereira uit. Immediately gaan hulle 'n fight book in die UFC want dan wil Pereira sy revenge. Op die onder die bright lights hê. Ja, maar hulle dan begin op die met die gun en die kans. Ja, dis wat hy vir Anthony. Kan hy hom ordentlik terugkry, maar daar kry hy hom nie uitgechoke hoor. Ja, nee, ek sê nie hy gaan nie. Miskien staan Pereira op want daai man is 'n beast of a man. Ja. En ek meen hy oefen saam met Teixeira. So moenie vir my sê hulle het al honderde kere. Ja, definitief een of ander ground game. Kyk maar dit beteken nie without a shadow of a doubt is Anthony Smith beter as Pereira op die ground. Maar dit beteken nie omdat Pereira nie al die moves het wat hy het. Hy weet nie hoe om 'n ding te defend en net op sy voete te kom nie. Want dit is waar hy champion, hy moes iewers hy dit getrain het of iets daarmee te doen gehad het. Jy kan mos nie net op jou striking fokus. En bid laat jy nooit grond toe gaan nie, so ja. And that is the news for tonight. Dis enige nuus, bly ingeskakel vir die weer. Ja. Vrede. Sien julle. Ons sien.